Ek wil so graag glo. Glo jy dat hy die een is? Glo jy dat die Here jou uit jou omstandighede kan uithaal? Want dis geloof. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En vanoggend het ek en jy geloof nodig. Ons het geloof nodig om te weet die Here gaan haar genees. Glo dit. Want die Here sê dit wat jy glo sal so wees. Maar ek en jy moet daarop staan. Amen. Ons gebede gaan uit vir ieder en elkeen wat siek is en bemoeid en belas is en weet in die Here. Ek weet nie hoekom gebeur dinge nie, maar ek weet die Here weet van alles. Ons het nie altyd al die antwoorde nie, maar die Here weet en hy het die antwoorde van al ons kwale. Amen. Halleluja. So kom ons sluit ons oë voor ons die diens begin. Halleluja, Here Jesus. Here, baie, baie dankie, Here. Vir u goedheid, u guns en u genade. Here, dankie vir die voorreg en die eer wat ons het om vir boeties en sissies in te kan tree, om hulle hande omhoog te hou, soos wat Aaron en Miriam Moses se hande omhoog gehou het. Here, is ons hier om hierdie boeties en sissies wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat siek is, wat 'n geliefde het wat siek is, se hande omhoog te kan hou. Wat weet, daar is 'n God wat hoor, daar is 'n God wat red, daar is 'n God wat genees, en daar is ons redder. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons vandag hier kan staan en ons weet, waar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u in ons midde. Ons loof en ons prys en ons eer u vir u teenwoordigheid vandag. Here, vat die woord, Here, dat u dit op vrugbare grond sal saai. Here, dat ons ore sal oopmaak, dat ons sal ontvang dit wat u Heilige Gees vandag vir ons wil sê. Seën dit, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Nou ek wil net gou voor ons verder aangaan, net sê dat pastoor Ben en Francis is nog daar in Nelspruit. Hulle is seker al op pad of hulle eet eers ontbyt. Hulle het 'n troue gedoen gister. So nou gaan nie as jy 'n troue doen dadelik terugry nie, veral nie daai paaie nie. So maak verskoning vir pastoor Ben en Francis dat hulle nie is nie. En dan pastoor Roan. Genade tog, die arme man, hy hardloop. Hoe ver is hy nou, Marius? 3,5 ure wat hy nou hardloop. Mense, het iemand die telefoonnommer van 'n Uber? Laat ons vir hom stuur, dat hy 'n Uber kan kry, want joh, nee kyk, maar sterkte vir ons bid, dat die Here hom die krag sal gee, die wysheid en die insig, want dit is sy droom, en laat hy hierdie droom sal uitleef, om die komrits te kan voltooi. So, daai man het guts, dis al wat ons kan sê, amen. So, die woord vandag wat ek het is, waar lê die dood en wag vir jou en vir my? Ek sien dan nie Anna se oor rek sommer so. Maar dit is nie, waar lê die dood en wag vir my en vir jou? Nou dis iets waaroor ons nooit oor praat nie, hè? Jy sal nie by 'n braaivleisvuur sit en die mense praat oor die dood nie. Dis die laaste ding wat die mense oor praat. Nou ek kan onthou toe ons nou jare terug, dit is nog baie jare terug, toe ons pas getroud is. Toe sê Sonja vir my, hoorie, ons moet praat oor 'n testament en 'n begrafnisboekie. Ek sê, nee, wow, stop. Ek is nie van plan om nou dood te gaan nie. Ons het nog baie planne om eers uit te voer, ek en jy. So ons gaan nie nou praat oor die dood nie. So ek wil nie nou praat oor die dood nie. En hoeveel van ons redeneer nie vandag nog so nie? Ons praat nie oor die dood nie. Die dood sal kom en dan sal ons, die familie wat agterbly, sal dit uitsorteer. Gooi my in 'n tomatiekasplankie en dan gat ons en dit is die einde van die storie. Nou my kleinseun, as hy by ons kom kuier op 'n naweek en dan hierso so 7 uur die aand, dan gaan tap ouma vir hom badwater in, dan sê sy vir hom, kom jong man, jy moet kom bad, dan sê hy, later ouma, later. En dit is wat ons ook doen, later. Ons sal later praat oor die dood. Ons sal later praat oor 'n testament en 'n begrafnisboekie en hierdie goed. Ons wil nie daaroor praat nie. So, ek wil net vir jou vandag sê, die dood is 'n werklikheid. Amen. En dit raak almal. Ek glo nie hier's een persoon wat nog nooit geraak is deur die dood nie. Of dit nou 'n ma is wat afgesterf het, of 'n pa, of jou vrou, of jou man, of jou kind. Maar elkeen van ons word geraak deur die dood. So die dood is 'n werklikheid. En dan is daar 'n vraag wat ons altyd moet vra. Wie is volgende?
Hoe weet ons? Ons weet nie of ek dalk die volgende persoon kan wees nie. Ons weet nie wie volgende sy laaste baadjie gaan aantrek nie. Nou ek gebruik dit die voorbeeld om te sê hy trek 'n baadjie aan. Die laaste baadjie wat jy aantrek is 'n houtbaadjie. En dis wanneer hy hier kom staan. So 'n houtkus. As jy eers in daai kus is daar nie vir jou omdraai kans nie. Jy kan nie jammer sê nie, jy kan nie regmaak nie, jy kan nie bely nie, jy kan niks doen nie. Ons was op 'n begrafnis gewees, dan vra die mense, wil ons nie net 'n laaste gebed doen vir die persoon nie. Kan nie. Ek kan nie meer vir daai ou bid nie, dis klaar. Hy het sy beerd gehad, ons moes vir hom gebid het, toe hy nog asem gehaal het. So die dood is nooit welkom nie. Nou ons is betrokke op 'n soos julle weet, ons is 'n bikers en ons is besig by motorfietsse en goeders en dan's ek op 'n motorfietsgroep, dan kom daar 'n WhatsApp deur. Nou Theo sal weet, daai WhatsApps wat deurkom, is nie altyd mooi nie. Die oomblik as jy hoor en jy sê daar was 'n motorfietsongeluk op die N1 of daar by Kalulies of waar ook al, dan praat hulle 'n motorfietstaal, hulle sê P1, 'n P2, 'n P3 of 'n P4. En dan as jy sien, hulle sê P4, dan begin jou hare sommer so regop staan. Want P4 beteken, hy het dit nie gemaak nie, hy's afgesterf, hy's dood. Weet, en daai biker is iemand se man, dit is iemand se seun, en dis iemand se pa, wat dit nou nie gemaak het nie. So die dood is nooit welkom nie. En die vraag is, waar lê die dood en wag vir jou en vir my? Nou so rukkie terug, was daar 'n biker gewees en hy's op pad werk toe. Nou ek hou daarvan om met my motorfiets werk toe te ry. Winter, somer, ek geniet my motorfiets. So ek ry baie motorfiets. Theo hou nie van die winter op sy bike nie, maar ek gaan hom nog ooreed om in die winter te ry. Jy spaar petrol, Theo. Okay. So maar weet jy, as jy 'n biker is, jy lief vir jou motorfiets en jy ry. En hierdie man het ouer gewoonte opgestaan, klaargemaak vir werk, vir sy vrou gesê, hy gaan werk toe, hy het hierdie dinge om dit te doen, ek moet onthou om hierdie e-mail uit te stuur, ek moet onthou om dit te doen, en hy's op sy motorfiets en hy's werk toe, en hy het nooit by sy werk uitgekom nie. Want een man het 'n U-turn gemaak voor die motorfiets en die ou het hom geslaan, en die boodskap kom deur en is 'n P4, op slag dood. Hy het nie tyd gehad om kobaai te sê vir sy vrou nie, hy het nie tyd om te sê sorry nie, op slag het hy sy lewe verloor. 'n Dame wat saam met my gewerk het, ek so maklik 15 na 20 jaar wat sy saam met my gewerk het en ek ken haar baie goed en sy kan nie eers 'n vlieg skade doen nie. Sy is so nederig vir mens gewees, altyd so stil en rustig, baie lief vir die Here gewees en goeders. En ouer gewoonte staan sy op in die oggend en maak klaar vir werk. Sy gaan uit haar huis uit, dan loop sy so 4-5 blokke om by die stasie te kom, om die taxi te kry, om werk toe te kom. En terwyl sy nog so loop, stop 'n kar langs haar, 'n man spring uit, skiet haar 3 skote in die kop, klim in die kar, jaag weg. En haar lewe is geëindig. Sy het nie geweet dit gaan gebeur nie. Hoe onnodig was so iets gewees? Soos ek sê, sy kon nie sy vlieg seermaak nie. Die dood het vir haar ingetree. En dan met vakansie, nie? Hoe baie van ons, veral Desember maand, jy het jou verlof betaal, jy's reg, jy gaan op vakansie. En dan hoor jy op die nuus, gewoonlik Desember maand, dan volg hulle, dan hou hulle statistieke oor 2024, 2023, dan kyk hulle, hoe is die padongelukke en die sterftes op die paaie. En hoeveel gesinne hoor jy nie van kop aan kop botsing en die hele gesin is uitgewis, hulle is dood nie. Daar's hulle vakansie daarmee heen, al hulle plannetjies werk nie uit nie. En dan het ons 'n punt wat ek nou aanraak wat ook nie baie lekker is, dit is nog baie rou op ons hart, laasweek Sondag. Een van ons bikers, Tommy Mostert, sit in 'n diens, soos 'n oggenddiens soos nou, en hulle hoor die woord, en hy kry dit, en hulle sit aan die tafel, avondsmaal, hulle sing die Onse Vader, en toe hulle klaar is, agteroor, hartaanval. Op daai oomblik het hulle gedink, dis 'n hartaanval. Sit hom in die bakkie, jaag met hom hospitaal toe. Ek en Theo was nog weer in die saal, ons het net ons diens klaar gedoen laas Sondag, en ons is in die saal, besig om koekies te eet en koffie te drink, en hy sê vir my, Tom is in die hospitaal, ons moet gou ry, ons moet soontoe gaan. Ons kom by die hospitaal, hy het dit nie gemaak nie. So waar lê die dood en wag vir jou en vir my?
in 'n kar, in 'n motorfiets, in 'n kerk, waar jy ook al is, die dood vra nie, wanneer om te kom nie. En dan sal party mense sê, maar dit was nou so onnodig geweest, en ek stem saam. Dit was onnodig geweest, vir daai vrou om doodgeskiet te word, 3 skote in die kop, langs die pad, op pad werk toe, onnodig. Daai man op sy motorfiets, onnodig. Baie ons kan dit sê, Tommy, hy het nou net wat hy ernstig vir die Here begine werk het, ek dink vir die laaste jaar omtrent, het hy vuur en vlam, hand aan hand met hulle dominee uitbeweeg en hard gewerk vir die Here. Here, sy loopbaan, sy job het nou net begin, en nou word sy boek toegesluit. Ons verstaan nie dit goed nie. Baie sal sê, dit was sy of haar tyd gewees. Die Here kom, en hy kom pluk sy blommetjie vir sy tuin. Ander mense sal weer sê, die duiwel het gekom, hy het gesteel. Amen. Kom ons kyk wat sê God se woord, Johannes 14. Nou wanneer ons Bybel soontoe blaai, dis die 4de boek in die Nuwe Testament, as jy Johannes in die Ou Testament gaan soek, gaan jy lank soek, jy gaan hom nie daar kry nie. Amen. So Johannes 14, verse 1, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir jou plek te berei. En as ek gegaan het en vir jou plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Ken julle die weg? Jesus Christus is die weg. Hy is die waarheid en hy is die lewe. My boetie en sussie, as ek en jy nie vir Jesus Christus gaan aanneem as ons saligmaker, ons verlosser, ons redder nie, gaan ons hom mis. Die Here sê, ek gaan om vir jou plek voor te berei. Is jy gereed as hy gaan kom? Is ek en jy reg? Was hierdie mense wat ek nou so genoem het, dis maar net 'n bietjie waarvan ons weet, was hulle reg toe die Here gekom het en hy het hulle plek voorberei? Kom ons hoor wat sê Johannes 10:10, so 'n bietjie teruggaan. Hy sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Die lewe is die ewige lewe saam God die Vader. Niemand van ons gaan vir altyd op hierdie aarde wees nie. Een of ander tyd gaan ons hierdie houtbaadjie aantrek waarvan ek gepraat het. Ons kan nie vir altyd hier bly nie. Miskien gaan jy daai houtbaadjie aantrek nie, want die Here sê in sy woord, hy gaan kom om sy bruid te kom haal. Glo jy in die wegraping? As jy nie glo nie, begin glo daarin. Die Here gaan sy bruid kom haal, en dis binnekort. Ons sit nie 'n datum aan nie, maar as jy gaan kyk na die tekens in die lig, Jesus is op pad. Moenie met sonde speel nie. Dit byt jou soos 'n klein hondjie van agteraf. Maar ek en jy gaan vir ewig lewe, weet julle dit? Besef julle dit? Ons gaan vir ewig lewe, of in die hemel, of in die hel. Daar is nie 'n two-way nie, daar is nie 'n ander manier nie. By die sopkombuis, jare terug, en toe ek het beginne sê, dan sê die mense, jy kan nie dit sê nie. Dan staan ek, dan sê ek, in die hemel is daar nie 'n sober room nie. Jy kan nie vandag wil suip en dronk word en jy gaan dood en dan, hy's in die hemel. En jy's dronk en dan gaan jy in die hemel staan. Daar's nie 'n sober room in die hemel nie. Ons draai nie doekies om nie. Die woord sê ons moet die waarheid praat. En die waarheid sal jou vrymaak. 'n Vriend wat saam met my gewerk het jare terug, hy's nou al afgesterf. Hy het gesê dat daar's nie so iets soos iets na die dood nie. Jy leef jou lewe nou, geniet hom man. Gaan voluit, geniet jou lewe. As jy dood is jy dood, finies en klaar, daar's niks hier agter nie. En ek dink toe by myself, as daai man kon teruggekom het, so hy vir ons sekerlik gesê het, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Seker. So ek wil vandag vir jou sê, luister seker. Ek en jy gaan een of ander tyd voor God staan. En wat gaan ons vir hom sê? Speel ek en jy met God se genade? Speel ons met sonde? Romeine 6, 'n baie bekende gedeelte, ons almal ken hom. Romeine 6:23. Hy sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En weet jy wat hoe hartseer is dit? Mense in die kerk raak net daai gedeelte aan wat ek nou gaan lees.
Maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Stop daar. Ek het dit. Ek is reg. Ek kan doen wat ek wil, ek kan leef soos ek wil, ek kan sê wat ek wil, want die genade van die Here Jesus Christus is daar vir my en hy gaan my deurdra. So ek kan nou maar 'n bietjie doen wat ek wil. Ek kan so 'n bietjie met die sonde so 'n bietjie speel, want die Here het aan die kruis gesterwe. Nou vra ek vir mense partykeer en sê ek, as jy tot sterwe moet kom vandag, waar gaan jy heen? Hemel toe. Okay, baie mooi. Hoekom gaan jy hemel toe? Ja, want Jesus het aan die kruis gesterwe vir my sonde. So nou kan jy aangaan met jou sonde. Nee, ek en jy moet draai, ons moet stop daarmee. Ons moet leef. Hy sê, want die tweede gedeelte, hy sê hierso, want die genadegawe van die Here is die ewige lewe. Maar ek en jy moet in die genade van God bly. Ons kan nie met sonde speel nie. So genade gee ons nie die reg om met sonde te speel nie. Amen. God se woord is die waarheid. Glo julle dit? Anders kan ons maar weer van voor af begin. Daai woord wat ek gedoen het, skeer die Bybelse blaaie uit. Dit wat van toepassing is op my. God se woord is die waarheid en dit waarsku ons. As God se woord sê, moenie steel nie, dan bedoel die woord dit. Hierdie manne wat so loop en steel, want hy sê, ek het nie 'n keuse nie, want ek moet vir my familie sorg, dis hoekom ek steel. Dis uit die put van die hel uit. Wie is jou voorsiener? God is jou voorsiener. So jy het nie nodig om te steel nie. Jy stop jou kar, hoeveel het ons al gehoor? Jy stop hulle karre by die rugby, by die kinders speel rugby, die kleinkinders speel rugby en as hulle terugkom, sy kar weg. Gesteel. God se woord sê, moenie steel nie, want as jy steel, gaan jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Meneer, mevrou, jy wat by jou werk steel, unwritten privilege. Steel is steel, of jy nou 'n kar steel, of jy die robot se kragkabel steel, en of jy 'n pen steel, steel is steel. Stop dit dadelik. Moenie egbreek nie. So, mense wat besig is met buiteegtelike verhoudings, jy speel met sonde. Jy is besig om met sonde te speel, en die loon van die sonde is die dood, en daar is nie vir jou verlossing nie. As jy nie gaan stop daarmee nie, as jy nie gaan bely nie, los 'n ander man se vrou uit, los 'n ander vrou se man uit. En die woord sê ook vir ons dat as jy net na iemand gekyk het en jy het gedink, die tannie is nou nie te sleg nie, dan sê die woord, het jy klaar egbreek gepleeg. En daar is dan nie vir jou verlossing nie. Moenie daar gaan nie. Moenie begeer nie. Daai man het te veel. We sê die woord nie van God vir ons, wees tevrede met wat jy het nie. Wees tevrede met wat jy het. Daai ou het meer, Here seën hom. Here bless hom. Dalk seën die Here hom so, dan gee hy vir jou. Maar moenie hom vervloek nie, moet hom nie verwens nie, moenie begeer wat hy het nie. Amen. En dan 'n punt wat ons ook aanraak, nee, moenie skinder nie. Want as jy skinder, sê die woord, nie daar nie, die woord sê, jy sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Hou op loop en skinder van ander mense. Hoe moeilik kan dit wees? Los die ander mense uit. Die woord sê, as jy niks goeds te sê het van iemand nie, bly stil. Bid vir daai persoon. Moenie hom oordeel, moenie hom skinder, loop en skinder nie. En dan moenie doodslaan nie. Nou maar doodslaan is nie fisies nie, hy is 'n groot man. Ding is hy 'n ou slat, dat hy vir hom dalk raak en doodslaan. Maar hy daai dood nie, Jesus. Hoeveel mense slaan ons dood met ons tong? Geliefdes, naaste aan jou, slaan ons, maak hulle dood met ons tong. Die Here se woord is baie duidelik, en dis die waarheid. Moenie. Maar weet julle wat doen ons? Ons luister nie. Ek wil eintlik sê, daai moedswillige sondes wat ons doen nie. Want daar's met pastoor Ben sê dit baie, daar's party sondes wat dan net te bad is, daar's party sondes wat dan maar lekker is. Maar weet jy, as dit jou die dood gaan kos, en dit gaan maak dat jy die ewige lewe saam met God gaan mis, stop daarmee. Moenie aangaan nie. Hebreërs 10. Ons Bybel soontoe blaai. Hebreërs 10 hier vanaf verse 26. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf
dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde. Spreek die Here en weet, die Here sal sy volk oordeel. Boeta en sissa, God se woord is die waarheid. Moenie laat God jou oordeel nie. Moenie aan die verkeerde kant van God staan nie, as ek dit so kan uitdruk. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. So nou kom party mense en sê vir my, ek oordeel hulle, en ek het dit gekry, want ek het 'n woord gedoen, en ek het iets gesê, en ek het sê, is julle twee getroud? En hulle sê, nee, hulle bly net saam. Ek sê, julle hoereer. Ek sê, en God se woord sê, dat geen hoereerder sal die koninkryk van God beerwe nie. So wanneer gaan julle trou? Nee, ek kan nie nou trou nie, ek kan nie met hierdie vrou trou nie. Hoekom bly jy saam? Jy gebruik haar soos 'n getroude vrou, maar jy wil nie met haar trou nie. Jy is besig om met sonde te speel. En God se woord is die waarheid, dat ek en jy nie met sonde moet speel nie. 'n Dame wat saam met my gewerk het, ook 'n ander ene. Kyk, ek het nou baie jare wat ek al werk, so ek het nou baie mense met wie ons gehad het, en daar het so 'n tattoo agter in haar nek gestaan. Don't judge me, only God can. Nee, en dit is jou waar. Maar baie keer as jy vir mense sê dat as jy nie gaan ophou suip nie, gaan jy in die hel opeindig. As jy nie gaan ophou naalde spuit en dwelms gebruik en dagga rook en gaan jy in die hel opeindig nie. Dan sê mense, maar hoe kan jy my oordeel? Nou ek oordeel nie. Ek sê net wat God se woord gee. En ek gaan nou vir julle twee gedeeltes gee wat my die reg gee om te sê wat ek sê. Want ek sê dit vir julle so, want weet jy hoe hartseer is dit? Moenie van jou stoel af val nie, hou maar die stoel vas. Hier's mense in hierdie gemeente wat nie hulle Bybels lees nie. Wat nie hulle Bybels lees nie. Hulle weet nie wat in God se woord staan nie. Ek is aan Sondag in die kerk, man. Ek gaan hemel toe. Ek is 'n goeie mens. Maar ek lees nie die woord van God nie. Ek het nou 'n grappie gemaak om te sê Johannes is die 4de boek in die Nuwe Testament, want daar's mense wat die Johannes gaan soek in die Ou Testament, want hulle weet nie waar die woord staan nie. Waar's die boek Judas? Waar's die boek Titus in die Bybel? Moenie nou antwoord nie. Antwoord jouself. Waar's die boek Matteus? Ken jy jou Bybel? Kan jy een skrif opsê wat in God se woord staan, woord vir woord? Een versie. Maar ek kan 'n reputasie opvertel wat jou skoene van jou voete laat sal afspring. Ek kan vloek soos 'n matroos, dit ken ek uit my kop uit, maar ek ken nie een vers uit God se woord uit nie. Ons is besig om met sonde te speel. So twee gedeeltes wat die Here vir my die reg gee om te sê wat ek wil sê en moet sê, is Esegiel, ook bekend, Esegiel 33. En hy sê in vers 7, hy sê, en jy o mense kind, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel. Nou Israel is ver hier vanaf. Maar wat sê Israel is dit? Wanneer is jou huis van vandag? Jou huishouding. Hy het jou aangestel as jou huis. Hy het jou aangestel in jou dorp. Springs is jou dorp. So met ander woorde, dis jou Israel. Brakpan, Benoni, waar ook al jy bly. Hy sê, en jy o mense kind, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. So ek is jammer. Ek gaan nie stil bly omdat ek en jy mekaar ken en julle my ken. As julle weet ek doen iets wat nie in God se wil is nie en jy bly stil en jy sê nie vir my nie en ek gaan tot sterwe kom, dan gaan die Here my bloed van jou hand eis. Dan die ander? Nee, is dit nie so nie. So, gaan ek jou vertel? Absoluut. Gaan dit voel of ek jou oordeel? As jy skoen jou pas, trek hom aan. Hy sê vers 9, maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered.
So ek en jy kan nie stil bly nie. Ons kan nie stil bly as ons sien 'n boetie en 'n sussie is besig om in 'n afgrond af te gaan. Ja, lekker nie, jy is op pad hel toe. Nee, ons moet hom waarsku. Ons moet vir hom sê, dit waarmee jy besig is waar jy gaan opeindig. Wil jy daar opeindig? Weer wil ek sê, die dood is 'n werklikheid. Ons gaan nou 'n liedjie sing. Maak jou saak reg met hom. My boetie en sissa, ek en jy moet ons saak regmaak met God. Die Here Jesus Christus is die enigste middelaar. Ons kan nie by God uitkom sonder Jesus Christus nie. Hy wil jou red, maar ek en jy moet iets doen. Ons moet opstaan. Ons moet daai oorwinning vat. Ons moet sê, Here, help, Here, red my. En hy gaan jou red. Maak jou saak reg met hom. Amen. So die uitnodiging gaan vas staan vandag. Gee jou hart vir Jesus Christus. En nou kan ek die vraag vra, waarmee gaan ek en jy besig wees as die Here kom? Jammer Here, ek het nou nie gesien, hier staan voor my nie. Ek gaan uitgaan. Op 'n site waar ek nie moet wees nie. Waarmee gaan ek en jy besig wees as die Here kom? Ek sien iewerste 'n gedeelte, 'n man en 'n vrou is in 'n huis en hulle is besig, jy weet, besig. En daar kom rowers in om hulle te roof en goed. En die man sê, altyd van julle lê plat, ons gaan julle roof. En hierdie man sê, asseblief, vat wat julle wil, maar laat hierdie vrou net gaan. My vrou is op pad huis toe, ek kan nie laat my vrou hier aankom en sy is ook nog hier nie. So, waarmee gaan ek en jy besig wees as die Here kom? Is regtig iets om oor te na te dink. Ek wil vir jou sê dat die Here se koms is naby. Hy kom om sy bruid te kom haal, hy kom bruid. Gaan ek en jy rein staan voor hom? Ons gaan nou hierdie liedjie sing, julle kan so lank nader stap. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Ons gaan uitnodiging maak. Jy weet, daar's iets in jou weer. Hoor wat sê Johannes terwyl hulle nader kom. Johannes 8 vers 36. Hy sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees van wat? Van dwelms? Ek weet nie. Jy sal weet wat se dwelms jy aan verslaaf is. Daai stokkie wat jy so aansuig, is 'n dwelm. Kom ons sien dit maar. Want as 'n ou vir jou sê, hou op rook. Ek het al 2 keer probeer. Ek het al 10 keer opgehou. Ek kan nie ophou nie. Is dit nie 'n dwelm nie? Die Here as jou vrymaak, sal jy waarlik vry wees. Jou vrymaak van drank, sit jy met 'n drankprobleem en jy weet nie om daar uit te kom nie. Wat as vandag die dag is wat God jou wil verlos en hy wil jou vrymaak? Wat as jy verslaaf is aan pornografie? Ons maak almal grappies daaroor. Check gou 'n bietjie. Hulle sê statistieke bewys dat meer vrouens verslaaf is aan pornografie as mans. Ek weet nie. Jy sal weet waarmee jy verslaaf sit. Die Here wil jou vrymaak vandag. Jy het 'n wellegees. Jy kan nie jou kop uit dit uitkry nie. Die Here wil jou vrymaak vandag. Maar jy moet dit vat. Jy moet dit opstaan en jy moet sê, Here, vandag is my dag van verlossing. As hy jou aanraak, sal jy dit weet. Nader na hom en hy sal na jou nader. Amen. Kom ons gaan hierdie liedjie sing. Maak jou hart reg met God. Here Jesus is die middelaar. Hy wil jou red. Hy sal jou red. As jy maar net na hom toe kom. Kom ons staan en ons sing hierdie liedjie en ek wil jou uitnooi. Hardloop na vorentoe as jy wil verlossing soek. Amen. I shall
as jy maar net wil kom. Maak jou hart reg met hom. Maak jou hart reg met die Here. Luister na die woorde. Wat is vandag jou laaste kans is? Hy wil jou red, hy wil jou genees. Maar jy moet net kom. Halleluja, Here Jesus. Dankie, Here, dat ons vandag ons sondes kan bely en ons opreg opnuut rein voor U kan staan. Halleluja. As jy maar net wil kom, jou hart met hom. Halleluja. Dankie, Here Jesus. Here, dat U kom vandag, Here, en U kom red, Here. U kom genees, Here. U kom verlos, Here. Here, ek spreek die bloed van Jesus uit oor hierdie gesin, Here. Here, dat Julle sal aanraak, dat Julle sal red, Here, my God, Abba Vader. Here, daar is soveel krag in die naam van Jesus. Here, ons het sonde in ons lewe, maar Here, ek bid en vra dat U dit sal wegneem in Jesus naam. Bely, God sê in sy woord, bely jou sonde en ek is regverdig, ek sal jou vergewe, maar jy moet bely. Jy noem die sonde by die naam en die Here is regverdig en hy sal jou vrymaak. As jy gereed om jou sonde te bely aan God die Vader, sê vir die Here wat jy doen, wat hom nie bevredig, sodat hy jou kan vrymaak. Halleluja. Dankie my Here, dankie Jesus. Here, maak hulle ore oop, Here, sodat hulle U stem sal hoor. Here, was hulle skoon, reinig hulle, Here, in die naam van Jesus Christus, Here. Here, kom pad om, Here Jesus. Here, dit wat hy sê, dit wat uit sy mond uitkom, wat nie vir U aanneemlik is nie, Here, kom en brand dit uit, Here. Kom verwyder dit, Here Jesus, sodat hy sy hierdie woorde sal gebruik om te seën, Here. Here, wat U hierdie familie saam besit, Here. Here, volg hulle, Here. Hierdie ore, Here, maak dit oop, Here, sodat die stem van God sal hoor, Here. Here, hierdie oë, open the eyes of our heart, Lord, so she can see you. En ons eer U in Jesus. Halleluja, Here. Here, maak sy gedagtes skoon, Here. Dit waarmee hy besig is, wat nie vir U aanneemlik is nie, Here. In ons Jesus naam vra ons, Here, dat U sal kom, Here, in Jesus naam. Halleluja. Dankie, Jesus. Halleluja. O, Jesus, ek kom nog nie reg met hierdie t-shirts nie. Is julle reg? Halleluja, Here Jesus. Dankie, Abba Vader. Here, dat U nou kom, Here, in die magtige naam van Jesus. Halleluja, Here.
Jy moet jou sonde bely. Okay. Die Here ken dit. Die Here sê dit vir jou. Herhaal. Hallelujah. 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 Glo en vertrou dat die Here julle wel aangeraak het. Glo en vertrou dat jou skoon gewas het, hy jou gered, hy jou genees. Because he is the answer. Have faith in God. Dankie Jesus. Here, dankie dat U elkeen nou aangeraak het. Dankie elkeen skoon gewas het, Here. Ja, Here, dis nie 'n magic stick nie, Here, maar Here, dit is 'n pad wat ons stap, 'n belofte wat ons gemaak het om saam met U te stap, 'n pad wat ons gemaak het, Here, om ons woord te lees, om te bid, Here, om tyd te maak saam met Jesus Christus, Here. Dankie dat U elkeen aanraak nou in die naam van Jesus Christus, Here. Verlossing, Here, herstel in die naam van Jesus Christus, vrymaking in die naam van Jesus. En ons eer U daarvoor. Have faith in God. Hallelujah, because you are the answer. Hallelujah, dankie Here. Hallelujah, dankie Jesus. Amen. God.
Halleluja. Dankie Here. Ons het genade gevind by U, Here. Ons het geloof gevind, Here. Want U woord sê dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. En ons eer U, Here, vir U geloof, U genade, U liefde, U barmhartigheid en elke. Here, dankie dat U hierdie mense vandag kom losmaak. Dankie dat U hulle vrygemaak het. Dankie dat U hulle genees het in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen. Baie dankie julle. Halleluja. Halleluja. Is jou saak reg met die Here? Nou mense het uitgetree, julle kan jou sitplekke neem vir 'n oomblik. Dis mense wat vir 'n oomblik gesê het, Here, ek is skuldig. Here, ek het nodig dat U my moet aanraak. Maar ek weet, soos Heilige Gees dit vir ons uitwys, is dit nie die enigstes nie. Maar ek weet jy kry skaam. Ek weet jy wil nie opstaan hier voor al die mense kom. Dan kan almal sien jy's 'n sondaar. Die woord sê ons moet daagliks tot bekering kom. Amen. Predikers moet daagliks tot bekering kom. Want ons het nodig om te sê, Here, vergewe my. Was my met die kosbare bloed en reinig my. So my gebed vandag is dat julle hierdie woord ernstig sal vat en sal besef dat die dood lê iewers in wag vir my en vir jou. En waar lê die dood vir jou en vir my in wag? Moet dit nie net ligtelik afvee nie. Ek sê dit gereeld, Elise sal weet, ek sê dit baie met begrafnis, dan sê ek dat waar as die dood moet kom vandag, is ek en jy gereed? Is ons gereed as die dood gaan kom? Moenie as hy kus hier staan, dat hierdie persoon wat daar lê, se dood verniet was nie. Maar dat ons iets daaruit geleer het, dat ek my siel vir God so gegee het, my hart, my lewe, that it don't be in vain, dat dit nie verniet sal wees nie. So vat hierdie woord, laat dit nie vandag verniet sal wees nie, maar dat iets in jou sal wakker maak, as jy weet jy doen iets wat nie vir God aanneemlik is nie. Ek sê dit baie op ons boodskapies wat ons uitstuur. Alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, en as jy die Here nie daaraan kan verheerlik, jy stop daarmee. Stop daarmee, voor dit te laat is. Hierdie mense het nie geweet nie. So vinnig is die dood. Amen. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, Here, baie dankie vir vanoggend. Here, dankie vir die woord, Here. Here, my gebed is dat U hierdie woord sal vat en dit sal wakker maak in ons as mens, Here, want ons is so geneig om te dink dat die genade van die Here Jesus Christus is so groot en dis al wat ons nodig het. Maar Here, laat ons nie opsetlik goed sal sê en doen wat nie vir U aanneemlik is nie. Here, dankie dat U gekom het vandag. Here, al is dit net vir 4 mense, om te sê, Here, ek het U nodig. Here, vergewe my, kom was my skoon, kom reinig my van my ongeregtigheid. Here, dan sê ons vir U dankie. Dankie dat U gekom het en ons kom besoek het en ons kom herstel het. Here, want U het ons aangestel as priesters, konings en profete van ons huis. Dankie dat ons weer kan opstaan en regmatig ons deel terugneem in ons Vaderhuis. Here, seën elkeen is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie julle.